Goeiemôre vriende, ek groet julle vandag in die naam van Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het, sodat ons weer kan lewe. Ek wil vir elkeen van julle baie welkom sê by die kinderdiens van die hervormde gemeente Oos-London en die NG gemeente Nahoon, twee gemeentes wat in 'n samewerkingsooreenkoms waar ons besluit het om ook saam die koninkryk van die Here te dien. Ek wil vir julle as kleinspan ook sommer baie welkom sê, en ek hoop dat jy vandag iets van Jesus sal leer, en dat jy vandag hier sal wegstap met nuwe moed en krag. Kom ons raak net gou stil, en dan gaan ons ook die fotum en die seën uitspreek. Die Here sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Genade en vrede van God, die Vader, en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg om sommer so vandag saam met julle te kuier, en te weet dat Jesus vandag by ons is. Ons gaan vandag sommer wegspring, en met 'n nuwe tema vandag werk. Ons gaan vandag spesifiek praat oor die gelykenis wat Jesus vertel oor die drie van die eienaar wat 3 slawe gehad het, en vir elkeen van hulle talente gegee het, waarmee hulle moes gewoeker het. Maar voordat ons dit doen, kom ons sluit net die oë, en dan bid ons saam. Here Jesus, ons is maar klein en nietig in u oë. Of ons nou 'n kind is, en of ons nou 'n ouma of oupa is, of ons nou baie jonk is en nog nie mooi alles kan verstaan nie, of baie oud en al reeds so baie weet, u is altyd by ons, en u wil ons altyd kom leer, want daar is altyd goeders wat ons nog net nie weet nie, Here. Daar is nog altyd goed wat ons nog net nie mooi verstaan nie, maak nie saak hoe oud ons is nie. Here, en vandag wil ons aan u voete kom sit en kom leer, want u buig jouself af na ons as 'n goeie en 'n troue pa, en u wil altyd met ons kom praat en in ons lewe werk. En ons nooi u vandag in. Ons vra, Heer, dat u in ons hartjies en in ons gedagtes sal kom werk, en wil u gee dat ons vandag u goedheid en die trou regtig sal ervaar. Dankie, Here, vir die voorreg wat ons het om ook vandag hier te kan wees. Dankie dat ons die vryheid het om u naam te mag roep, dat ons mag oor u praat, en dat ons mag oor u leer, Heer. Dankie dat u ons altyd trou bewaar, en wil u gee, dat selfs as ons onder baie druk is, en dalk bietjie bedreig word, dat ons altyd sal onthou, ons kan altyd na u toe kom. Amen. Nou ja, julle het nou gehoor waaroor ons vandag gaan praat. En ek wil hê, ons moet net vir so 'n oomblik dink. Ek wonder, het julle al gesien op baie van jou handboeke, dis nou van die kinders, né? Op baie van die handboeke is daar so 'n uiltjie met so 'n keppie op sy kop, né? Dis so 'n gradasie keppie. Julle sou gesien het dat aan die begin van die erediens met die intro videoetjie was daar so 'n uiltjie met so 'n hoed op sy kop. En het julle al gesien dat dit ook op baie handboeke verskyn? Nou, ek het nogal gewonder, waar kom daardie beeld vandaan? En toe het ek so 'n bietjie gaan vra, maar waar kry 'n mens dit? En ek het toe navorsing gedoen, en uiteindelik het ek daarop afgekom dat hierdie 'n beeldjie was wat gebruik was om iets te sê van wysheid. So, die uil is gebruik om van die Griekse tyd af is dit gebruik gewees om iets te sê van wysheid. Nou hoekom sal 'n uil nou wys wees? Want ek meen, ek en jy kan tog nou sekerlik nie met 'n uil praat en regtig hoor of hy regtig so wys is nie, nê? Maar hierdie beeld kom daar vandaan omdat hierdie uil in die nag kan sien. En die Grieke het gedink, wel, omdat hierdie uil in die nag kan sien en so rustig en kalm is, en nie sommer net op enige iets reageer nie, moet hy verskriklik wys wees. Goed, en daarom het die uil ook deur die Romeinse kulture oorgeneem, en later deur die hele westerse wêreld is die uil gesien as 'n dier wat baie wys is.
Nou net soos wat hierdie simbool van wysheid eintlik gebruik word, wil ons ook vandag iets leer oor wat dit beteken om regtig wys te wees. En Jesus leer vir die mense wanneer hy vir hulle hierdie gelykenis vertel van die eienaar met die 3 slawe, leer hy vir hulle eintlik iets oor wat ware wysheid is. Daar's nog 'n paar ander goeters wat hy ook vir hulle leer, maar kom ons vat dit stap vir stap. Kom ons begin en dan lees ons eers hierdie verhaal van die eienaar met die 3 muntstukke. Kom ons kyk, wat sê Jesus hierso? Ons lees dit uit Matteus 25 van vers 14 tot 30. Want dit is net soos 'n man wat op reis gaan en sy slawe roep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 talent gegee, vir 'n ander een 2 en vir nog 'n ander een vir elkeen volgens eie vermoë. Daarop het hy vertrek. Onmiddellik het die man wat die 5 talent ontvang het, daarmee gaan woeker en 'n wins van nog 5 gemaak. Net so het die man met die 2 nog 2 wins gemaak. Maar die man wat 1 ontvang het, hy het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaarsgeld weggesteek. Na 'n lang tyd kom die eienaar van daardie slawe terug en eis rekenskap van hulle. Die man wat die 5 talente ontvang het, het gekom en nog 5 gebring. Hy sê toe, meneer, u het my 5 talent gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 5 talent gemaak. Die eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Die man met die 2 talent het gekom en gesê, meneer, 2 talent het u vir my gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 2 talent gemaak. Sy eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Die man wat die 1 talent ontvang het, het ook gekom en gesê, meneer, ek ken u. U is 'n hardvochtige man wat maai waar u nie gesaai het nie, en wat oes waar u nie saad uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek die talent in die grond gaan wegsteek. Hier is wat aan u behoort. Maar sy eienaar antwoord hom, jou slegte en lui slaaf, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en oes waar ek nie saad uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die bankiers belê het, en met my terugkeer sou ek wat myne is, met rente teruggekry het. Vat dan die talent by hom, en gee dit vir die een wat die 10 talent het, want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy het weggeneem word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die duisternis daar buite. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Tot sover hierdie skrifgedeelte vandag. Mag Jesus in ons harte spreek deur hierdie gedeelte en mag sy Gees ons oortuig van die waarheid en mag God, die Vader, ons help om elke dag in hierdie skrif te wandel. Amen. Ek is seker dit is nie die eerste keer wat julle hierdie verhaal gehoor het nie, nê? En ek is seker dat julle ook al gehoor het dat baie mense van hierdie gedeelte sê dat ons talente moet gebruik. En ja, dit is so. Ons gaan net so bietjie dieper gaan probeer grawe vandag om te probeer vind wat die betekenis vir ons vandag is. Want Jesus probeer iets ook sê oor die wysheid. En hoe weet ek dit? Want ons kan maar net gaan kyk na die gedagtes wat in daardie tyd geheers het. En daar is iets wat ek ontdek het, wat baie interessant is oor hierdie gedeelte. En dit hang saam met die kennis, die wysheid, wat mense van die Dooie See gemeenskap gehad het. Nou, wie is die mense in die Dooie See gemeenskap? Wel, kom ons kyk. Kom ons begin eers. Daar sien julle
'n prentjie van die Dooie See en is 'n pragtige uitsig daar. Nou, die Dooie See is baie vol sout, soveel so, dat jy eintlik wanneer jy daarop gaan lê, kan dryf. So daar sien julle, daar's 'n oom en 'n tannie wat so lekker op die water lê en lekker dryf, né? Dit is nie net omdat die see so stil is nie, maar dit is omdat daar so hoë soutinhoud is, né? Daarom dryf mense makliker op hierdie see. Nou, dit is baie interessant, né? Want hier in hierdie Dooie See gemeenskap was daar mense wat daar gewoon het. En hulle het hulle eie wysheid bymekaar gemaak, né? Hulle het hulle self so bietjie eenkant gehou van al die ander mense, want hulle het verwag dat daar ook 'n Messias figuur sou kom. Dit was 'n Joodse groepie wat dikwels verwys word na as die Esseners. Ons is nie heeltemal seker of dit regtig Esseners was nie, maar die meeste mense dink dat die mense wat in Qumran gebly het langs die Dooie See wel die Esseners was. Nou hierso sien julle daar 'n prentjie van hoe dit lyk daar by Qumran. Dis 'n bergagtige gedeelte langs die Dooie See en binne in hierdie berge is daar grotte uitgegrawe. En binne in daardie grotte het daar waarskynlik 'n hele klompie mense gebly, maar dit is belangrik wat ons ook in 1948 daar gevind het, wat ek nou vir julle meer oor gaan vertel. Nou, as jy bietjie nader kyk, dan is dit hoe een van daardie grotte lyk. Nou, waar is Qumran? Qumran, as jy daar op die kaart kyk, is daar in die Midde-Ooste, met ander woorde, tussen die kontinent van Afrika en Asia, Europa, sien ons daar 'n gedeelte, né? Dit sê daarbo Turkye, Sirië, Irak, Saudi-Arabië, Jemen en Oman, en daar net bokant Saudi-Arabië is daar 'n gedeelte wat baie klein is en met die punt daar vasgesteek is, né? En dit is Israel. Nou Qumran is in Israel en daar sien ons dit nou 'n bietjie mooier, né? So julle gaan sien, daar het ons Israel net tussen die Sinaï Peninsula en dan die Jordaan en Jordan, 'n land, nee, en bo sal julle sien is Jerusalem en langs die Dooie See het ons vir Qumran. Nou kom ons kyk, daar kan ons dit nou mooi sien, nee. So ons het Qumran wat net diskant Jerusalem is. Sien julle? Daar is dit mooi vir ons in turkoois gemerk, nee. En dit is net bokant En-Gedi. So daar het ons vir Qumran. En hoekom is Qumran so belangrik? Kyk net hoe die mense hier gebly. Daar is hoe die stad gelyk het wat hulle opgegrawe het. Want in 1948 ontdek daar een van die skaapwagters dat in een van daardie grotte 'n klomp kleipotte is, nee. En dit is hoe een van daardie kleipotte gelyk het. En binne in hierdie kleipotte was daar baie verskillende boekrolle gewees. Boekrolle van tekste van die Bybel wat ons verlang nie gehad het nie. En hierdie tekste het baie soos hierdie een gelyk. Dit was baie in Hebreëus geskryf, sommige was in Grieks, maar die oorgrootste meerderheid was in Hebreëus geskryf. En hierdie is dan van die oudste manuskripte, die oudste tekste wat ons het van die Ou Testament. En hierdie is vir ons ongelooflik belangrik. Nou uit hierdie tekste leer ons ook baie goed oor hierdie gemeenskap. En in een van die tekste wat as die gemeenskapsreëls bekend staan, lees ons ook van die wysheid wat hulle gehad het, wat gesê het, dat as iemand vir jou geld gee, dat jy dit liewer nie op enige manier moet aanraak nie. As iemand met ander woorde vir jou enigiets gegee, nie net geld nie, moet jy dit in bewaring neem, en as jy moet, soos die geld, moet jy dit eerder gaan wegsteek in die grond, om seker te maak dat daar geen skade daaraan kom nie. Dit was die wysheid van die tyd. En nou kan julle hoor, hoekom
ons weer nie gaan kyk na hierdie verhaal van die eienaar met die 3 slawe. Want ons het gedink, daai slaaf wat hierdie geld gaan begrawe het, dit maak mos logies geen sin in een van ons se koppe nie, nee. Ons het gedink, ag, daai ou is 'n regte dommie, nee. Maar eintlik was hy wys volgens die gebruike van sy tyd. Want Jesus wys dalk juis na hierdie mense wat geglo het dat dit baie wys is om iets in bewaring te neem en nie daarmee te woeker en die meeste van daardie geleentheid te maak nie. Nee, nou, wat beteken dit vir ons? Ons dink mos partykeer ons is baie wys, né? Ons dink partykeer omdat ons baie slim is, weet ons alles. Maar net omdat jy dink iets goed is, maak dit nie goed nie, nee. En hierdie verhaal leer vir ons nogals dit. Want hierdie ouetjie wat die talent wat eintlik miskien 'n bonneltjie geld was, wat hy daar in die grond gaan wegsteek het, was in die oë van die Esseners, hierdie mense in die gemeenskap van Qumran, was hy baie wys gewees en absoluut 'n voorbeeld van wat dit beteken om 'n goeie rentmeester te wees, nee. Julle sal onthou, ons het mos al oor rentmeesterskap gepraat, nee. Dis iemand wat iets in bewaring neem en dan mooi daarna kyk, nee. So, hy was baie wys gewees volgens die mense van sy tyd. Maar Jesus sê, nee, hierdie is nie wysheid nie. En Jesus gebruik dan eintlik hierdie situasie om vir die fariseërs wat daar rondom hom gestaan het en die mense wat hy besig was om te leer, iets te leer oor hoe die koninkryk van God werk. Want net in die volgende verhaal dan sê Jesus, as julle vir die armes kos gee, as julle vir die mense wat in die tronk is gaan bid, as julle enige iets goeds doen vir iemand, sal dit wees asof julle dit vir myself doen. Met ander woorde, wat wil Jesus hier doen? Hy wil eintlik vir hierdie mense leer dat om goed te doen belangrik is vir die koninkryk van God. En dan beteken dit, ons moet al ons gawes en al ons talente gebruik om sy koninkryk te dien. Ons kan dit nie net vir onsself hou nie, ons moet dit vat en gaan woeker daarmee, net soos wat hierdie ander 2 dit gedoen het. En onthou nou nee, hierdie mense van Israel het gedink, ons is God se kinders, en almal anderste wat nie God se kinders is nie, sal gestraf word en sal eendag veroordeel word en dalk selfs in die hel beland, né? Maar dan sê Jesus vir hulle, maar julle het ook 'n verantwoordelikheid. Julle moet ook vat wat ek vir julle gegee het en julle moet gaan doen aan ander wat julle vir my sou gedoen het. Wat julle vir die Here sou gedoen het, moet julle vir ander mense gaan doen, want dit sal wees asof julle dit vir myself doen. Jesus gebruik met ander woorde hierdie verhaal om vir hulle te sê, weet jy wat? Die getroues hierso was nie die ou wat gedink het, ek moet hierdie in bewaring neem en ek moet dit beskerm en om oorleef, om seker te maak dat ek oorleef en my lewe nie in gevaar is nie, moet ek hierdie goed gaan begrawe, want anderste gaan hierdie eienaar terugkom en as iets daarmee gebeur het, gaan hy vir my baie swaar straf, nee. Maar dan sê Jesus vir hulle, juis moet jy die kans vat, soos wat hierdie ander 2 dit gedoen het. En nou weet ek, ons is mos partykeer baie bang om ons talente te gebruik, nee. Ons is partykeer baie bang om dit wat die Here vir ons gegee het, te gaan gebruik en iets moois en positiefs daarmee te gaan doen. Partykeer is dit miskien omdat ek dink, ek het in elk geval so min, hoekom sal ek nou die bietjie wat ek het, wil gaan weggee of gebruik om iemand anders te help? Want nou het ek niks, en dalk nog, as ek niks het nie, dan sou ek sterf. Of dalk dink ek, weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie sterk genoeg nie, ek gaan net gebruik wat ek het om vir myself te beskerm.
Maar dan leer Jesus vir ons om dit wat ons het te vat en dit te gebruik om sy koninkryk te gaan verkondig. Om aan mense te gaan wys hoe lyk God se hart, om vir mense te gaan wys dat God ook vir hulle omgee. Deur die manier wat ek optree, wys ek vir mense dat hulle ook spesiaal is. Nooi ek mense uit in die koninkryk van God. So, hierdie verhaal staan eintlik waar hy staan, om vir hierdie mense te leer dat ons belangrikste roeping is, om dit wat ons het te gebruik, om God se koninkryk te dien. Om met alles wat ons het te werk en ons heel beste te gee, sodat mense na Jesus toe kan kom. Om nie onsself te beskerm in ons eie belang nie, maar om elke liewe ding wat God vir ons gegee het, so te gebruik, dat mense sal sien, God lewe in ons lewe, dat Jesus in ons hartjies, in ons gedagtes woon, en dat hy ook die koning is oor ons. En as ons dit doen, dan is ons eintlik baie wys, nee. Nou kom ons terug na daardie eieltjie, nee. Want ons is nie wys soos wat die wêreld wys is nie, nee. Die wêreld dink partykeer goed is reg, nee. En dan moet ons altyd as gelowiges vra, maar wat wil Jesus sê? Die wêreld dink is okay om baie goeders op te gaar en dit vir onsself te hou, nee. Maar, wat sê Jesus? Nee, gaan gee dit weg. Gaan woeker daarmee. Gaan nooi nog mense in die koninkryk van God, deur goed te wees vir ander mense, en die beste vir hulle te doen. En dan sal jy beloon word vir dit. Israel het gedink, hulle moet maar net hierdie boodskap van God, wat so genadig is en goed is vir hulle self hou, nee. Maar dan sê Jesus, nee, julle het eintlik verkeerd gemaak. Julle moes die tempels gewees het, deur wie God se genade na die wêreld te vloei, nee. Julle moes die tempel gewees het, waardeur die fonteine van God se genade na die wêreld vloei. En ons moet dan ook vandag so wees. So, hou op om bang te wees om dit wat jy het te gebruik. Gaan seën mense met jou geduld, met jou goedhartigheid, met jou vriendelike groet, met dit wat jy het, deur vir mense te gee wat nie het nie, deur die beste te doen vir ander, sodat jy ook kan eendag, wanneer Jesus terugkom, kan sê, Jesus, kyk, U het vir my 5 talente, 2 talente gegee, dalk selfs 1 talent gegee, maar ek het dit nie gaan begrawe nie. Ek het alles wat U vir my gegee het, gebruik om U koninkryk te dien. Mag ons elkeen dit ook gaan doen, en mag die Heilige Gees ons daarin help. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons so lief is, dat U ons ook leer wat ware wysheid beteken. En ware wysheid is om nie alles vir onsself te hou nie, maar om te gaan woeker met dit wat U vir ons gegee het, om nog mense daarmee te gaan innooi in die koninkryk, en om alles te doen, sodat ons op daardie manier aan U eer bring. Dankie, liewe Jesus, dat U na ons kyk. Dankie vir ons ouers, dankie vir ons geliefdes, dankie vir almal wat in ons lewe betrokke is. Wil U ons seën, Here, en wil U gee dat ons altyd sal onthou, dat met U name aan ons enigiets kan vermag, en dat ons nie bang hoef te wees, om enigiets te gaan doen nie, want U sal op die ou end na ons kyk, en na die hart, na die bedoelings van ons harte, en U sal ons seën vir die moeite wat ons doen. Dankie, Here, dat U ons ook goed genoeg maak, om wel 'n verskil in hierdie wêreld te gaan maak. En maak nie saak hoe klein dit is nie, wil U gee dat ons dit ook sal gaan doen. Ons bid, Here, dat U met ons sal wees deur hierdie eksamen. Ons bid dat U vir ons sal lei. Ons bid dat U ons by ons skole, by ons werke, by ons kerke, in ons gemeenskap, oral sal seën, sodat ons ook tot 'n seën kan wees vir die mense rondom ons. Amen.
Vriende, baie dankie dat julle vandag ingeskakel het by hierdie diens. Dankie ook vir elke kind en elke ouer wat vandag geluister het. En mag Jesus ons help om ons talente te gebruik, om sy koninkryk van harte te dien. En mag ons wat ons het gebruik, om op die ou end 'n verskil te gaan maak in die wêreld daar buite, om ergens mense se lewens te gaan aanraak. Dit is nou amper die einde van ons erediens en ek wil julle tog vra om na die seën te bly, sodat julle ook na 'n paar afkondigings van die gemeente kan kyk. Ek wil julle ook net herinner dat jy ook kan bydra tot ons bediening deur eenvoudig, jy kan 'n betaling maak in een van die twee gemeentes se rekening, of jy kan eenvoudig die skakel onder aan hierdie YouTube video volg en daar ook 'n bydra maak. Kom ons ontvang nou ook die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met jou wees. Amen. Broers en susters, ek sien julle dan volgende week. Bly gerus vir 'n paar afkondigings.
I came before his throne. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and blood.